Ons aanbid U naam, ons verheerlik U as koning. Here van die leerskare is U naam. U naam is hoog en verhewe, Here. U is die koning van die konings. U is die Here van die Here. U is die skepper van die eindes van die aarde. U is die God wat nooit moeg word nie. By wie daar geen deurgronding van die verstand is. U is die Here wat in ons nuwe krag verskaf en ons laat opvaar met vleuels soos die van 'n arend. U is ons God, Here van die leerskare. En ons aanbid U, Here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, bless you, Lord. Yesu mara, Sheba Handu Kusweya Sita, Chisturo Batieta, soos wat 'n arend hoog zweef, laat my lofprysing jou opsweef, styg bo elke omstandighede, soos jy my naam oproep, so word jou omstandighede kleiner, soos wat my lof verkondig word, so word jou omstandighede niks. Loop my, prys my, aanbid my, kan sal deurbreek, kan sal krag deurbreek. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. O Heilige Gees, ons wil reageer op U roepstem. Ons wil reageer op U woord. U wat gesê het dat wanneer ons in die lofsange van ons Vader staan en uitroep in aanbidding voor sy aangesig, wanneer ons onsself ootmoedig en voor U stel, dan sal U ons oplig en ons bekragtig en ons bo kan ons omstandighede en situasies neem. Dat dit klein sal word, Here, klein sal word en al kleiner sal word. Moet ons zweef in die heerlikheid en die grootheid van ons God. En Here, leer ons om in daardie plek van aanbidding en 'n plek van lofprysing, plek van oorgawe en toegewydheid te kom, deur die Gees wat in ons is. Sodat ons U sal kan aanbid en kan verheerlik. Lof van U kan bring soos wat U behaag is, Here. En ons loof en ons prys U. By onsself aan U toe, o Gees van God. Want Here, U is die wat ons kan lei en leer in alle waarheid en in die lig van U aangesig. Ons prys U, Jesus. Halleluja. Amen. Kom ons sing ons lied. Geliefdes, ons is vanoggend op die laaste van ons reeks van boodskappe wat gaan oor ware diensknegte van God. Maar ons is besig met dit wat die Heilige Gees in ons harte gesit het van die begin van hierdie jaar af uit die boek van Openbaring 19 wat praat oor die bruilof van die Lam. En wat binnekort gaan gebeur. Vertrou ons en glo ons en weet ons in ons hart. En die vrou van die Lam wat die bruid is, waarvan een ek deel behoort te wees, want dis wedergeborenes wat deel is van hierdie bruid, wat haar moet beklee en gereed maak en voorberei vir hierdie besondere dag van die Here, wanneer die bruilof van die Lam sal aanbreek. Die vrou wat bekleed is met 'n kleed van rein, blink fyn linne, wat die Bybel sê die regverdige dade van die heiliges is. En ons het ook gesê, ons kan dit anders stel, die
die dienswerk van die heiliges. So deel, as dit vasgemaak, dat deel van die uitrusting van die bruid van die lam, is haar diensbaarheid, haar kleed van dienswerk, wat sy teenoor die Here en teenoor sy liggaam moet uitoefen. Die regverdige dade. En ons almal behoort te verlang en haar die begeerte in ons hart te hê om eendag op daardie dag te hoor van die Here self. Wanneer hy sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Gaan in die vreugde van jou Here. En ons het 'n hele ruk hier oor hierdie dinge gepraat. En nou is ons besig om te praat oor ware diensknegte van God en hoe om hierdie diensbaarheid of hierdie diensknegt gees te laat gebore word, aan te kweek, te ontwikkel en te bekragtig in my gees. En ons het 'n paar punte behandel. Nommer 1 het ons gesê dat die baarmoeder van diensbaarheid is die heiligdom van die Here. Daar, deur my intimiteit met die Here God, my persoonlike tyd in sy heiligdom, daar word ware diensknegte gebore. In die heiligdom word geboorte gegee aan goeie en getroue diensknegte. Daar word die diensknegt hart van die Here in my gees gedeponeer. En daar vind die groei daarvan plaas. Daarom moet daar 'n verbintenis in my hart wees en 'n passie in my gees om tyd en plek te maak vir die Here, vir sy woord, om in sy heiligdom te gaan sit, om samesyn te hou rondom sy woord. Die tweede ding wat ons beklemtoon het is my diensbaarheid ontwikkel en ek word daarin beter toegerus wanneer ek myself verbind om onder ware Heilige Gees bediening te sit. Daarby bedoelende die bedieninge wat God daar gestel het, aan ware Heilige Gees bedieninge, die geklank van sy woord, die verkondiging van sy evangelie. Die Here God het bedienaars van die Gees 'n verordening daar gestel. In Efesiërs 4 het hy gesê, noem hy wat ons noem die vyfvoudige bediening, het hy gegee om heiliges toe te rus en in staat te stel vir hulle dienswerk. Dis 'n verordening van die Here. Die heiliges moet toegerus word, moet bekleed word, moet voorberei word as die bruid van die lam, bekleed met rein en blind fyn linne, om te kan wandel met vrymoedigheid in die dienswerk waarvoor die Here God elkeen van ons geroep het. Daarom moet ek myself verbind om te sit onder hierdie Heilige Gees bediening en onder die geklank van sy woord. So die derde punt wat ons uitgelig het is, ware diensbaarheid word versterk en bekragtig in die gemeenskap en samesyn met ander ware diensknegte van die Here. Ons sluit mekaar. Ons maak mekaar sterker in die gees. Ons maak mekaar skerper in die woord. Ons word afgewerk en afgerond. En ons het die woordjie gebruik, gefine-tune, deur ons kontak en ons samesyn met ander diensknegte van God. Deur ons onderlinge samesyn en gemeenskap in die gemeente van die Here. En in hierdie gedeelte het die Here iets besonders om ons aan te gebring, iets wat ek nog nooit voorheen so raak gesien het nie, maar wat die Heilige Gees pertinent vir my uitgelig het. Ons lees in Malagi 3 vers 16, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En dan praat hy van die wat by mekaar kom, so hy praat van 'n samesyn van gelowiges. Hy praat van diensknegte wat by mekaar is, met mekaar spreek, met mekaar praat oor hierdie vrees van die Here. En hy sê, God skryf self, want dis nie 'n engel wat dit gedoen het nie. Dis nie die Here wat wegkruip in sy kamertjie en een kan sit en niks te doen wil hê met
met sy mense nie, en 'n engel stuur en sê, gaan staan jy met daar en kyk wat gaan daar nie. Die Here self is in die midde van sy mense, en hy skryf voor sy aangesig 'n gedenkboek, vir die wat die Here vrees en sy naam eer. En aan die gedenkboek van God is die name van sy diensknegte neergeskrywe. Saam met die name neergeskryf van die wat onderling onder mekaar by mekaar kom en saam sy hou en spreek. En daar staan geskrywe wat hulle doen en wat hulle eer. En ek vra, ek het verlede Sondag vir die mense gevra, is ek en jy vanoggend in die gedenkboek van die Here? Staan jou naam daar? Staan dit daar? Kan God vanoggend 'n gedenkboek oor hierdie diens skryf? En jou naam dan opteken en sê jy was een van die wat gedien het. Verder het ons gesien dat hierdie kosbare samesyn en diensbaarheid van die heiliges, dit bring tot stand in ons midde die Here God se aandag en ondersteuning, die Here God se geregtigheid, sy genesing en sy blydskap en vreugde in ons midde. Dit bring tot stand die Here God se triomf, sy oorwinning en sy deurbrake in alles omstandighede en situasies. En die Here God se kragbediening, sy gees in ons gesinne en in ons families. So ware gemeenskap, ware diensbaarheid word bekragtig, versterk in die gemeenskap en samesyn van die diensknegte van die Here. En die vierde punt wat ek vanoggend 'n bietjie oor wil praat is, ware diensbaarheid word geaktiveer en in werking gestel deur my innige en intieme wandel en verhouding met die Heilige Gees. Paulus skryf in Galasiërs 5:16 en sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Glo ons dit? Glo ons dit? Ha? Glo jy dit? As jy dit glo, doen dit. Sal nooit dit wat die vlees van na vore bring, uitleef nie. Galasiërs 5:15 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, hy sê om te lewe deur die Gees beteken nie noodwendig dat ek ook nou wandel deur die Gees. Want as ek deur die Gees lewe, moet ek 'n keuse maak om ook te wandel deur die Gees. Daar's 'n verskil. Om te lewe deur die Gees beteken dat die Heilige Gees het in my hart ingewerk en goddelike lewe deur die wedergeboorte in my ingestort. Ek het deel gekry en deelagtig geword aan die lewe van God en hierdie besondere Heilige Gees maak my bekwaam. Hy rus my toe. Hy lei my, hy werk met my. Ek kan nou, ek mag nou in 'n innige en intieme verhouding met die Here staan en in innig en intiem met die Heilige Gees saamleef. Want die Gees het die lewe van God in my gesit. Om deur die Gees te wandel beteken egter dat ek hom toelaat om my lewe, om my in alles te lei en te leer, te onderrig en volkome in beheer te wees van elke aspek en elke area in my hele lewe. Nou kan ek die lewe wat in my gedeponeer is en in my geplaas is deur die Heilige Gees, deur die wedergeboorte, nou kan ek die lewe wat ek ontvang het waarlik uitleef in harmonie onder die beheer van die Heilige Gees. Tot eer van die Here God kan ek diensbaar wees. Kan ek deur my intieme verhouding met die Heilige Gees lewe en wandel in dit wat die Here behaag. Ek wil dit graag ook verder so stel en so vergelyk hierdie diensbaarheid in die Gees. Dit is soos wanneer ouers wat regtig omgee en lief is vir hulle kinders, soos wat baie van u ook is, alles in hulle vermoë sal doen om hulle kinders toe te rus en voor te berei vir hierdie lewe. Is dit nie so nie? Goeie opvoeding te gee, Godvreesend as jy 'n kind van die Here
Here is, Godvreesend te lei in die dinge van die Here, hulle te ondersteun in alles, hulle is by te staan, aan te moedig, vir hulle moontlik te maak om 'n skoolloopbaan te kan hê en hulle daarin ook help en onderskraag en indien moontlik hulle verder te laat deur na skool of hulle toe te rus en hulle bekwaam te laat maak in 'n rigting waarin hulle aangelê is en waarin hulle belangstel. Ons as goeie ouers wil sulke goed vir ons kinders hê. En ons sal alles in ons vermoë doen om hulle toe te rus. Want ons wil hê dat ons kind 'n goeie lewe sal lei wanneer hy klaar is met skool en wanneer hy in sy volwasse lewe en volwassenheid sal voortgaan. Maar sê nou, nadat ek al hierdie voorbereiding en toerusting en onderrigting klaar gemaak het en alles moontlik vir my kind gegee het om hom gereed te maak om toe te tree en uitvoering te gee aan dit waarin hy bekwaam is. En dan kom hy en hy weier om dit te doen. Om een of ander simpel of rede besluit hy gaan nie dit doen waarvoor hy bekwaam is. Hy gaan net sit, niks doen. Wat het al die toerusting en die opleiding en die onderrig dan gehelp? Of die ergste van alles nog, sê nou maar die kind besluit, ek wil eerder 'n boemelaar wees. In plaas van diensbaar te wees en my talente en wat ek ook al bekwaam is aan te wend in die samelewing tot voordeel van die mense, gaan ek eerder niks doen en 'n boemelaar wees. Sal jy daarvan hou? As jou kind so wees, watter ouer se hart hoe sal jy in jou hart voel? Ek het alles gedoen, ek het alles gegee, maar nou weier hy. Maar wat doen 'n boemelaar? Hy loop rond en hy bedel en hy vra geld om sy volgende haai te hê. Deur drank of deur dwelmsdrags. As ek net ietsie kan kry, dat ek net deur 'n bietjie haai kan voel. Baie Christen is geestelike boemelaars. Hulle dien die Here, maar net vir wat hulle daarin kan kry, vir hulle volgende geestelike haai. Hulle bid, ag Here, help my. Ag Here, doen tog net iets aan my situasie. Ag Here dit, ag Here dat. Godsdienst is vir hulle soos drank en dwelms. Net soos vir die boemelaar. Dit moet my net vir daardie rukkie, vir daardie oomblik, vir hierdie geleentheid, Here, moet ek goed voel. Hierdie diens moet my krag gee, Here, vir die week wat voor lê, want ek is geestelik swak en uitgeput. Na 'n week voel ek nie meer lus om die Here te dien nie. Baie mense sê maar so nie. Jy moet tog net weer 'n kiek, Here. Boemelaars. Maar ons is veronderstel om deur die Heilige Gees te lewe. En opgewonde in die krag van die Here, deur sy Gees te wandel. Diensbaar te wees. Die Nuwe Lewende Vertaling sê van hierdie gedeelte in Galasiërs 5 vers 25. Hy sê ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Die boodskap sê, die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Dis wat 'n lewe deur die Gees is. Die lewende Bybel sê, laat die Heilige Gees toe om alles te beheer wat jy doen. Alles wat ons dink, alles wat ons doen, alles wat ons sê. My vriende, sonder 'n intieme wandel met die Heilige Gees, waarin hy my leefstyl en my handel en wandel bepaal, kan ware diensbaarheid nie effektief en sterk en kragtig in my lewe wees. Inteendeel, dit word geaktiveer, dit word in werking gestel deur my wandel met die Heilige Gees. As ek nie intimiteit met God het en met die Heilige Gees, sodat hy my kan leer en lei en alles wat ek doen nie, as ek maar net soos 'n geestelike boemelaar, heeltyd net he, sonder om iets terug te sien in God se gemeente. En ek wil graag met u iets deel. Iets wat ek en my vrou in hierdie week na gekyk het, 'n video. Ons het 'n video gekyk van 'n vrou
wat deur die duiwel beset was. En in 'n diens uitgekom het, en die man van God wat in die diens was, het die duiwel onderskei en begin bestraf. Nou terwyl hy met hierdie vrou besig was, het hy sekere dinge aan haar gevra. En die demoon wat in haar is, vir 'n baie lang tyd al, want was 'n groot volwasse vrou en blykbaar het die demoon al van haar besit geneem toe sy 'n jong dogter was. Nou, hy het geantwoord. Die man het hom gevra, wie is jy? Hy het gesê, ek is Lucifer, die meester van die demone. Maar of het nou waar was en of het nou nie waar was nie, is nou 'n debatterende saak. Want die duiwel is 'n liegbeek, 'n leenaar. En hierdie man van God het ook blykbaar so 'n ding wat hy vir haar gevra. Hy het vir haar gesê, Lucifer or whoever you are, whatever you are. Lucifer of wie jy ook al is. Nee. Hy het geweet, hy kan daar wees. En nou praat hy met hierdie demoon, maar dis 'n baie arrogante knaap. En hy's harde op jou. As hy vir hom iets sê om te doen, hy wil nie buig onder hierdie man van God nie. Maar wanneer hy die naam van Jesus noem, dan kan hierdie demoon nie meer staan. Die naam van Jesus. Hy moet, al is dit teen sy wil, hy moet luister as hy aangespreek word in die naam van Jesus. Hy sê vir hom, of hy sê vir die vrou, maar nou die duiwel wat aan haar sit, staan sy daar, en hy sê, in die naam van Jesus kom hier. Dan sê sy, moenie my beveel nie. Dan sê hy, in die naam van Jesus kom hier. Dan kyk sy hom so, jy weet so wat, soos wanneer 'n kind wat nie wil doen wat hy sê, maar toch bang is, jy gaat om die looi. Nee, kyk so. Ons is so nader. Want die demoon moet luister, in die naam van Jesus. En toe ek dit sê, toe dink ek myself, man maak nou nie saak, hierdie ouens wat so sê, jy met die naam, jy met die Hebreëse naam gebruik, Yeshua, Yahweh, Mikadesh, Boach, allerhande goeders. Maak nie saak of jy die Hebreëse naam gebruik, en of jy die Griekse naam gebruik, en of jy die Afrikaanse naam gebruik, en of jy die Engelse naam gebruik, en of jy die Spaanse naam gebruik, en of jy die Russiese naam gebruik van Jesus nie. As jy vir daai demoon sê, in die naam van Jesus, dan sit hy en leef nie. Dan luister hy. Dan staan hy en sê, nee, jy moes gesê Yeshua, of Jesu, wat ook al. Nee, hy kan nie eens die naam uitspreek. Want die demoon sê vir die man, moenie die naam noem nie. Hy kan nie Jesus sê. Moenie hom ook op die toneel probeer bring nie, sê hy, ek en jy is besig. Arrogante ding. Nee? Los die naam. Hy vraag, wat maak die naam? Hy sê, it's the name above all names, sê die demoon. Hy sê, daar die naam bring chaos en verskrikking in die koninkryk van die duisternis. Daar die naam bring pyniging en foltering en vrees en angs. Hy sê, my prins en prinses het gevlug. Hulle is nie eens meer hiermee, hulle is angsbevange. En ek kom, sê die duiwel vir die man van God, ek het gekom om wraak te neem teen julle manne, wat my koninkryk so plunder en so skud. Hy sê, julle boys, hy noem hulle boys, so minagting, his boys, want hy kan nie die naam van Jesus sê nie, Jesus se boys, maar eintlik bedoel hy Jesus se diensknegt, Jesus se seuns, die seuns van God, minagting praat hy van hulle, hy sê, want julle plunder my koninkryk. Hy sê, julle meester kom nie eens in my koninkryk in nie. Hy sê, as hy daar toe kom, dan kom staan hy net by die gates of hell, dan staan hy by die hekke. Dis al wat hy doen, hy gaan nie eens in nie. Hy waai net sy hand so. Hy sê, as hy sy hand so waai, dan skud die plek. Dan is daar chaos, dan is daar turmoil.
dan is daar vrees en angs. En ek sê aan baie, sê, maar julle diensknegte, julle boys, julle stap in my koninkryk in. Julle kom in en dan plunder julle, en julle ruk die brandhout uit die vuur, julle ruk die soldaars uit. Mense, luister vir my. Ek en jy se diensbaarheid as seuns van God, ruk sondaars uit die hel uit. En as ek en jy stil staan en stil sit, en ons het verskonings hoekom ons nie kan bedien nie, dan is daar sondaars wat verlore gaan, omdat jy nie bereid is om jou bediening uit te leef, en om uit te ruk uit die hel uit nie. Nou vra die man van God vir hom, wat kan jy teen die ware, wedergebore kind van God doen? Staan hier in die Bybelvisie. Kom ek sê, ek kan absoluut geheel niks teen hulle doen nie. Die man van God vra hom toe, okay? En teen die goddeloses en die sondaars, wat sonder Christus is. Die duiwel sê, ek steur my nie aan hulle nie. Ek bekommer my nie oor hulle nie, want hulle is alreeds deel van my koninkryk. Hulle is alreeds in die hel. Behalwe as die diensknegt van God ingaan hulle uitdruk. Hoeveel mense sit in die hel, maar jy nie diensbaar is vir die Here. Ek nie diensbaar is vir die Here. Die man van God vra vir hom, nou wie is dan jou teken? Die duiwel sê, die lou en op en af Christen. Jy wat op en af die Here. Hy is hoog en opgewonde, emosioneel word hy opgesweep en hy voel lekker in 'n kerkdiens, maar as hy uitgaan, dan verval hy maar weer in sy lou godsdienstige lewe. Leef weer in sonde en doen alles wat buite die wil van God is. Hulle is die tekens. Dis hulle wat aangeval en geredeneer word, want hulle is so maklik om te oortuig. Hulle glo enige ding wat hulle pad kan kom. Hulle glo die leuen tog so maklik, want hulle sit nie ondersoek die woord om die waarheid en die wil van die Vader te ontdek. Glo enigiets wat hulle pad langs kom. Die man van God vra toe vir hom, nou waarom kan jy niks doen aan die ware kind van die Here nie? En die duiwel sê vir hom, moet hulle beskerm word. Hy sê vir daai man, weet jy wat nie? Ek het net gekom om julle te redeneer, om wraak te neem. Maar ek kan niks doen, ek sta hier so, want daar agter jou staan 'n massiewe engel van God, met 'n swaard in sy hand. En die hele plek is gevul met engele, wat hier rond staan. Hy sê, verlede week het ek 7 van my knegte na toe gestuur, en hulle sit almal met angs en vrees by die huis, hulle wil nie eens meer opstaan nie, want hulle is bang vir die diensknegte van God. Julle boys, wat in my koninkryk ingaan. Die man van God sê, hoekom word hulle beskerm? Die duiwel sê, hulle word beskerm en bewaar deur hulle geregtigheid. Their righteousness. Nou vra ek die Here, demone en duiwels lieg. Hulle is leenaars en die vader van die leuen. Maar ek kan ook sien in die skrif dat hulle die Bybel aanhaal. Al verdraai hulle dit, kan hulle daarom die Bybel aanhaal. Ek sê nou, wat se skrif is daar wat sê dat die Here God se geregtigheid beskerm en bewaar is? Die Here lei my na Spreuke 13 vers 6. Spreuke 13 vers 6 sê, geregtigheid bewaar die reggeskapene van ander. Maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val. Amplified Bible sê righteousness and justice in every area and relation guards him who is upright in the way, but wickedness plunges into sin and overthrows
besin. So die Here sê, my geregtigheid. Wat is die geregtigheid van die Here? Geregtigheid van die Here beteken dit wat reg en goed is. In die oë van die Here, dit wat hom behaag, dit wat in sy wil is. Wanneer ek in my lewenswandel, my lewenshandel voor die Here staan, om dit uit te voer en te leef wat absoluut vir hom reg is en hom behaag, en goed is in sy oë. En dit is wanneer ek in waarheid opregte diensknegskap voor die aangesig van die Here leef. Dan bring dit vir my bewaring. Dit bring vir my beskerming. Dit bring vir my behoud in elke area en in elke verhouding in my lewe. Luister vir my mense. Wanneer ek diensbaar is vir die Here, dan staan die engele van God met vlammende swaarde rondom my. Ek wens Annetjie was vanoggend hier gewees. Jy onthou vir Annetjie, nee. Daar van Grootfontein af. Jy onthou ons, sy sit baie kennis. Haar ma Tannie Marie. Sy was daar by my in die gemeente in Otjiwarongo. En Tannie Marie, haar ma was daar. Oud, dierbare kind. Sy is ook nou al oorlede by die Here Jesus. Tannie Marie het altyd vir my gesê, elke keer as ek bedien, en dit maak nou vir my sin, elke keer as ek bedien, dan sien sy 4 engele, magtige engele. Een wat agter my staan, een wat voor my staan, 2 wat langs my staan. Want wanneer ek bedien in die Gees, word ek beskerm deur die geregtigheid van God. En hy stuur sy engele, magtige engele. En nie dink dis klein engeltjies daar. Sy het gepraat van 10 meter plus, wat het klink dwars deur die dak. Sulke engele wat rondom jou staan. En jy beskerm en bewaar en behoud oor jou lewe. In elke area, in elke omstandigheid. Moenie dat jou verhouding en jou gesin daaronder lê, omdat jy nie 'n goeie getroue diensknegt is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, want hy het hom, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daar's geen verskoning vir enige kind van God om nie in die geregtigheid, in die wil, in die behaag, in die goedheid en dit wat vir God reg is, om daarin te staan en te wandel en te bedien nie. Geen, want Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, het sonde geword, sodat ek en jy geregtigheid kan wees in Christus. In hom, deur hom, tot hom. Kan ek elke dag wandel in hierdie welbehaag en in die wil van die Vader, diensbaar wees in dit wat die Here God behaag. Elke oomblik kan ons daarin stap. En ons kan die Vader vertrou en die Heilige Gees vertrou, deurdat ons saam met hom wandel om vir ons geleenthede te skep deur die wil van die Vader om so goeie en getroue diensknegte te wees in sy naam. Hy doen dit. Hy sal dit vir jou doen. Dis hoekom Paulus sê, en ek wil daarmee afsluit, 1 Korintiërs 15 vers 58 sê hy, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Dit bring 'n oes voort. Dit bring goddelike oes voort. Die Bybel sê dat die engele is uitgestuur, hulle is diensknegte van God, uitgestuur terwille van die wat die saligheid bewerk. Waar jy ook al beweeg onder die salwing en die wandel met die Heilige Gees beskikbaar en bereid om jou dat die Here jou sal aanwend in sy bediening. Daar is die engele van die Here saam met jou. Daar sal jy daar oorspring. So kom ons vat dit alles net weer vinnig saam. Nommer 1. Ware diensbaarheid word gebore en groei vanuit my intimiteit met die Here God in sy heiligdom. Nommer 2. Ware diensbaarheid word gekweek en ontwikkel en toegerus deur die bediening van die Heilige Gees, wat plaasvind deur die dienaars van die Gees en die verkondiging en lering van die woord. Nommer 3. Ware diensbaarheid word bekragtig en versterk en afgerond deur die samestelling en gemeenskap met ander ware diensknegte van die Here wat in die gemeente van die Here is. Nommer 4. Ware diensbaarheid word geaktiveer en in werking gestel deur 'n innige en intieme
Here, hierdie bruid wil vanoggend voor U staan en sê, ons wil onsself gereed maak. Ons wil voorbereid wees. Ons wil werklik waar gekleed wees met daardie fyn linne wat U van praat, Here. 'n Koningskleed dra. Want U het konings gekleed met hierdie linne. Ons wil U bruid waarlik wees as diensknegte, diensmaagde, ware diensbaarheid in ons gees. Help ons dat ons werklik waar sal indruk, indryf en ingaan in die heiligdom van die Here. In die woord en aanbidding, soos ons vanoggend ook beleef het en gehoor het hierdie uittaal en uitleg van taal. Dat die heerlikheid oor ons sal skyn. Werklik waar sal sit en onsself verbind aan die bediening van die Gees en aan die lering van die woord en die openbaring van die evangelie. Mekaar sal ondersteun en slyp en help. Nie kritiseer en afbreek nie, maar bystaan. Om ware kragtige diensknegte van die Here te wees in die bediening van Gees en krag. En o Heilige Gees, kom help ons. Kom lei ons. Staan by ons. Dat ons elke dag kennelik bewus is wat U binne ons is. Tempels van die Gees. Dat ons kan hoor, kan ervaar, kan sien. Maar nie met ons deel. Ons daarin sal wandel. Geleenthede sal raak sien, nie dat verby sal gaan. Ons sal raak sien wanneer U wil hê ons moet bedien. Maak ons wakker in ons vlees. Die Here